diens. Halleluja. Prys die Here. Jy weet my van dit ook. Nee, sê, hy. Ja. Yes. Alright, so die hoop. Onze Vader wat in die hemel is, Here Jesus, baie dankie dat ons vanaand hier so kan saamkom, Here, as 'n gemeenskap van gelowiges, Here Jesus, om U naam te loof en te prys en U naam hoog te maak, Here Jesus. Here, dankie dat U ons deur die week gelei het, Here, en dankie dat U ons veilig hiernatoe gebring het op die pad, Here Jesus. En ek vra, Here, dat ons hier sal wees vir 'n doel, Here Jesus. Dat ons nie net hier sal wees uit gewoonheid of omdat ons maar net moet wees nie, maar omdat ons U wil soek, Here Jesus, en omdat ons U naam ook wil hoog maak, Here Jesus, in alles wat ons doen, Here. Here, ek bid dat die woord op vrugbare grond sal val, Here Jesus, en ek bid, Here, dat ons harte sal oopmaak om te ontvang en om ook aan U te gee, Here Jesus, want die belangrikste van alles is die lof en die eer wat ons aan U gaan gee vanaand, Here Jesus, want dit alles gaan oor U, Here Jesus, nie oor onsself nie, nie oor wat rondom ons aangaan nie oor ander mense nie, nee, alleenlik oor U, Here Jesus Christus. Here, dankie vir wat U doen, en seën hierdie diens, in Jesus Christus naam alleen. Amen. Amen. Prys die Here, kom ons neem ons spreker. Wil jy in jou Bybel maak in Maleagi? Hier is 'n groepie mense hierso wat onder mekaar gesels in Maleagi. En in hierdie gesprekke wat hulle met mekaar voer, praat hulle van die Here, hulle praat van die in ons tyd, praat van die kerke, wat in die kerke gebeur, en jy weet al hierdie algemene gesprekkies wat hulle voer. En ek wil vir jou lees van wat die Here vir my gesê het om te lees. Vers 13, 3 vers 13, vermetel is julle woorde teen my, sê die Here, maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen U, teen die Here gespreek? En net daar, as jy net tot daar net vereers, dis bitter min dat ons iets direct vir die Here sê. Nie so nie. Want jy geweet dat as jy van daai broer praat, dan praat jy ook teen die Here. Want sy gees is in hom. As jy van 'n ander iemand praat wat 'n kind van God is, dan praat jy eintlik teen die Here. Want hy is na die beeld van God geskape. Hy dra die Heilige Gees in hom. En hy's dalk iemand wat die Here, wat jy weet dit nie is dalk nie, iemand wat die Here uitverkies het of gekies het om die woord van die Here te versprei of wat ook al. So terwyl ons praat van ander mense en skinder en al hierdie tipe van goedjies, ons praat onder mekaar net soos hierdie, praat hulle eintlik teen die Here, want die Here het daai persoon geseën en jy praat, jy spoel jou mond uit oor daai. En ek gee niemand die skuld nie, as jy seer kry, dan is jy raak gestaan. Dis die spreekwoord. So in die woord van die Here sny reguit, en ek meen, is 'n tweesnydende swaard, nee. Julle het gesê, dit is te vergeefs, maar julle het gevra, wat het ons onder mekaar teen U gespreek? Julle het gesê, baie van ons sê dit is te vergeefs om God te dien. Hoeveel mense sê dit nie, wat dinge, die Here sê vir hulle, dinge gaan gebeur in hulle lewens, en dan gebeur dit nie op die tyd wat die mens dit wil hê nie, want hulle wil God se tyd hulle tyd maak, of hulle tyd God se tyd maak. En hulle kan nie wag dat God vir hulle voorsien nie, en die Here is besig dalk met 'n toets, of jy is besig om gelouter te word, of jou geloof is besig om getoets te word, of groter gemaak te word, wat ook al God daarmee sy doel is met dit, daar's net 'n probleem, jy wil dit nou gedoen hê, dan sê ons is te vergeefs om God te dien, en wat baat het ons om sy veronderinge te onderhou, en rouklere voor die aangesig van die Here van die leerskare te wandel. En nou prys ons die vermeteles gelukkig. Want dan sê ons soos wat baie anders sê, kyk daai ou, hy dien nie die Here nie, maar kyk hoe word hy gesleep. Kyk hierdie ou, hy dien nie eens God nie, kyk hoe ryk is hy, en hy het nooit probleme nie. Maar jy ken nie sy lewe nie. Miskien is hy nie eens 'n vermetele nie, miskien is hy een van die, soos die ryk man wat al die wette van God het. Nou prys ons die vermeteles gelukkig.
sê die Bybel. Nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, want omdat jy dan om 'n kind van God is, daai ou tot gelukkigheid prys, word hy gebless, want jou woorde dra krag. Nou word hy ou gebou en jy's besig om af te breek tussen die kinders van God. En jy praat vermetel teenoor die Here. Hy gaan verder, hy sê, nie alleen word die wat goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar julle versoek God en raak vry. Toe het die Here, die wat die Here vrees, toe het van die wat die Here vrees, toe die profeet hierdie goed sê, soos ek het vanaand vir jou sê, toe daar van hierdie mense gekom, nee, Natasha, en hulle het begin praat onder mekaar, hulle het God gevrees en het gesê, hoor jy die woord wat van God afkom. Jy sien, en hier's 'n beeld wat hier geskep word. Daar's mense, as daar so gepraat word van die kansels af, dan gee hulle nie om nie, hulle worry nie. Dit raak nie eens aan hulle nie. Want hulle het nie die vrees van God in hulle lewens. Hulle weet nie hoe lyk God en wat kan hy doen nie. Hulle dink het is maar dieselfde ene wat aan die kruishout gesterwe het. Jy dink jy kan speel en grappies maak oor die woord van die Here, om die Here te dien en te maak en te dien soos wat jy wil. Terwyl die Here voorwaardes het van hoe ons hom moet dien. Punt. En daar 'n prys is wat ons moet betaal, en dis die prys wat jy moet betaal, is wie jy moet prys gee in jou vriendskapskringe. Wat jy moet prys gee om rein voor God te kan staan. Want die liggaam moet heiligmaking nastrewe. Punt. Sonder heiligmaking kan niemand God sien nie, sê die woord van God. So as jy nie heiligmaking nastrewe in jou lewe nie, as jy nie probeer om die goede wat jy nie mag doen nie, te stop nie, sal jy God nooit sien nie. En het jy nie die vrees van God in jou lewe nie. So dis die beeld wat hier geskep word, en die prentjie. Die mense het geskrik toe hulle hierdie woord hoor, en hulle praat onder mekaar, en die Here het dit opgemerk en gehoor, soos wat hy vanaand ons harte deursoek, soos wat hy die hele dag ons harte deursoek, elke dag sien hy wat in jou hart aangaan. En hoor wat sê hy, hy opgemerk en gehoor, en daar's 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe, vir die wat die Here vrees, en sy naam eer. En hulle sal, die wat God vrees, hoor wat gebeur met jou. Hy sê, en hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man wat medelee het met sy seun, wat hom dien. So 'n seun, wat moet hy met sy pa doen? Hy moet hom dien. Soos 'n seun wat sy pa dien, so sal die pa het medelee met so 'n seun. Maar 'n seun wat nie sy pa dien nie, hy word sommer maklik geonterf in die werklike lewe. Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Die vrees van die Here ontbreek in die kerk. Dis hoekom die banke leeg is. Dit is so. Ons gaan kerk toe, en ek raas nie met julle nie. Ek sê vir julle, dis hoekom ons banke leeg sit. Ons gee nie om of die Here vir ons 'n tafel voorberei vir vanaand. Maak nie saak, ek gee ook nie om wat die probleem is by die huis nie. Of het die kniegie is wat seer is, en of die koppie is wat seer is. Dis juist hier waar die Here dit gesond maak. En dit het ons verlede Sondag baie duidelik gesien. Die getuienis wat daar uitgeloop het, is dat die dogtertjie het vir ou oom en tannie gaan kuier die volgende, nou hierdie week. En die oom het in 'n reistool gesit en doeke gedra. Hy kon nie eens vir homself kos maak nie, is dit waar jullie is. Hy kon nie eens vir homself koffie maak nie, die tannie en almal moes hom help. En toe hierdie dogtertjie wat hier gesond geword het, wat die Here 'n nuwe been voorgegee het, vir hierdie oom vertel wat die Here vir hom gedoen het, toe staan die oom uit sy reistool uit op, en hy loop en hy gemaak vir homself koffie en kos. Dit is awesome. Vir baie is dit, ag nee, is jy, ag tokkie. Ek wil vir jou iets vertel. As jou been so was, en God sit vir jou 'n nuwe been in, garandeer ek jou, hardloop jy rond. Toe die Here my rug genees, ek het nie eens klere aangehad, ek het 'n onderbroekie aangehad, toe spring ek uit my bed uit, en ek hardloop die hele huis vol van blydskap, want ek het vir maande lang, het ek uitgepaas van pyn aan die slaap geraak. En niemand kan weet wat dit is, as jy dit nie deurgemaak het nie.
Nogtans is daar mense wat God nie vrees nie. Dat Gods water oor Gods akker loop. Ek sal die Here dien soos wat ek wil. Ek gaan nie die prys betaal nie. Jy sien, jou liggaampie, hierdie liggaampie. As jy 'n hondjie was, het jy sterk jou nou rondgewaai. Maak met jou net wat jy wil. Het geen vrees vir God nie. As jy praat van die Here en die werke van die Here en is ligtelik, sê ek vir jou, pas op, jy is op gevaarlike grond. Is dit die waarheid? Gevaarlike grond. Jy kan nie met God speel nie. Jy kan nie met God speel nie, hy is nie jou maat nie. Ek het nuus vir die wat van die duiwel hou. Ek weet waar gaan die duiwel heen. En die wat hom dien. Ek weet klaar, dis in die Bybel, hy gaan brand. Vir ewig. Maar ek weet ook wat gaan gebeur met die wat God dien en wat 'n vrees vir God het. Daar het jy dit nou net gehoor. Die woord van God uit sy mond het gesê, hulle is my eiendom. En jy gaan sien wanneer God ons kom haal, sal jy die onderskeid sien tussen die wat God dien, soos wat die van Noag gesien het. Weet jy wie het Noag in die ark toegemaak? Die Here God self het die deur toegemaak. Nie is Noag nie. Hoe kan hy hom toemaak? As hy hom moes toemaak van buite af, sou hy buite die ark moes bly. God, die Bybel sê, God het hom binne die ark verseël. Soos God ons gaan verseël as hy ons kom haal. En as jy die Here nie dien nie, het ek nuus vir jou. Jy kan maar kyk, jy gaan brand op hierdie aarde, totdat die Jesus kom, en jy gaan in elk geval nie die Here aanneem nie, want as jy hom nie nou eers kan aanneem, terwyl daar genade is, nie hoe gaan jy dit in jou eie krag. Nou kan jy dit doen deur die genade van God. Of hoe gaan jy dit doen wanneer Jesus nie die Heilige Gees nie meer daar is nie? En al die kinders van die Here weggevat het, jy bly alleen agter. Imagine die oordeel as die Here nou moet kom. En die helfte van die vliegtuie en die lugse pilots dien die Here. En miskien is daar in die vliegtuig net 3 of 4 wat die Here dien, want dis hoe dit lyk in ons kerk. Is dit nie waar nie? Hoe dink jy gaan dit wees vir daai mense wat in daai vliegtuig is, en die pilot is weg, en die rest van die 3 of 4 mense in die vliegtuig is weg? Waar gaan die vliegtuig val? Ja, is nie 'n joke nie. Hoe gaan hierdie wêreld lyk as daar 300, 400, 1000 plus vliegtuie op een slag val? Die aarde skeer. Die Bybel sê die Here gaan die aarde se fondamente skud. Dis nou al so. Hulle verwag, luister nou baie mooi, hulle verwag, daar's plekke in New York self, wat die mense gewaarsku is, pas op vir groot aardbewings, vir vuurspiewende berge wat besig is om te ontwikkel, en wat nog nooit, wat dormant is, wat hulle gedink het nooit weer sal lewe nie, is besig om aan die lewe te kom. Dis nou in die nuus. Hierdie wêreld gaan geskud word. En ons sit hier aan die ander kant in Randgate en speel pop. Terwyl ons God moet dien. By 'n kind van God is daar liefde, daar's vrede, daar's eenheid. Hoe lieflik het is dit, sê die skrifte, wanneer broers saam woon en werk in vriendelikheid en vryheid en liefde. Dis die teken dat die Here Jesus in jou lewe is, wanneer hulle die vreugde en die vrede van God, die liefde vir mekaar onder ons sien. Dan weet ons dat die Here is 'n so 'n persoon. Dis die vrug wat die boom moet dra, is liefde. Al die, hoeveel liefde, hoeveel vrugdele is daar in die 9. Hoeveel van die 9 het jy nodig? Jy het eintlik net 1 nodig, want al die ander kom uit hom uit, liefde. Liefde is 'n wilsbesluit. Hierdie wat jy vir 'n boyfriend of 'n girlfriend liefde, dis nie, en skielik voel ek wil hy, dis nie liefde nie, dis desire. Nie soveel seer wel is nie, maar dis 'n desire. Ek begeer dit. Dis iets wat jy begeer. Maar ware liefde is 'n wilsbesluit hier binne in jou. Ek wil vir jou lief wees of ek wil nie vir jou lief wees nie. Want vandag kan jy en daai enetjie lekker lief wees vir mekaar, en net nou, dan irriteer sy jou. Nee, dan is die liefde skielik weg. Dis 'n skande om te dink daaraan dat die alomteenwoordige God in ons midde is en vir ons 'n tafel voorberei om ons te bedien. Mense gesond maak,
Man, julle moes vanmorgen saam met my gewees het daar in Rustenburg toe ons die mense daar bedien. Ek het nie kans gekry is om 'n boodskap, behoorlike boodskap uit te bring. So honger is die mense en so dors het hulle na God. En hulle besef, al wat ons wil hê, is net die Here. As die Here ons net kan help, ons het 'n verwagting. 'n man kom uit, dis 'n getuienis, is nie net 'n getuienis nie, is 'n waarheid. 'n man kom uit, hy sit daar agter, die Here wys my net soos vir daai meisietjie, dat die Here gaan hom vandag seën. Hy kom uit, die traantjies begin loop, 'n groot man. Laat ek jou iets vertel, hy moet bid by daai deur. Nie vet nie. Hy kom uit later toe kom, ek sê vir hom, al die siekes kom uit, die siek mense staan so vol hier binne. Hier voor die kansel. En ek begin hierdie kant, ek begin dien, en amper op die laaste, toe sit sy beurt. En ek sê vir hom, en hy kom uit die banke uit. En hy kom vorentoe, want ek roep hom toe, hy was nie tussen die siekes nie, ek roep hom toe, hy kom uit. En toe hy voorkom staan, toe sê hy vir my hand is versteen, hierdie hand is so styf. Hy kan hom net so maak, maar hy kan nie so maak. My skouer is in 'n toestand, ek kan hom net so hoog oplig. My rug het 'n probleem, my bene het 'n probleem. Die man is 'n wrak. En die Here God en daai man, net daar voor ons almal se oë, eers in die hand, die Here vat daai man se hand en hy maak hom gesond voor al daai mense, dat hy sy hand so kan beweeg, en maar terwyl hy sy hand so in die lug hou, begin hy so ruk, en toe weet ek, God is besig, jy vat nie aan 'n man as God aan hom werk nie. En hy ruk daai groot man se hand so, en daar begin die ou se arm so te beweeg. Die Here wat ek dien, vir wie ek 'n heilige, goddelike vrees het. En nie daarna, dis nie al nie, toe begin hy sy skouer, en hy lig sy skouer op om die Here te loof en prys, en die trane loop oor 'n man, wat as hy my net so druk, dan voel ek dit, hy gaan my dooddruk. Hy was so vol van blydskap na God om gesond gemaak het voor almal, dat hy my gryp en my vashou. Ek sê, moet my asseblief net nie dooddruk, want hy druk my, ek wil vir jou sê nie, amper wynkies verlos. Dis die waarheid. Dis die waarheid, so lief het hy ou, skielik die Here gekry, die vrees van God in sy lewe ingekom. Sy vrou sit en huil daar in die banke. Hy is nie die enigste ene nie. 'n vrou voor my vrou, sit voor my vrou, sy het nie eens uitgekom vir gebed nie. Sy getuig, ek sê vir haar, die Here sê vir my, daar's pyn, wat is fout daar, wat is, jy pyn, sy sê, ek nie pyn nie. Ek sê vir Tasha, gee haar net 'n drukkie, sy vertel vir Natasha, sy sê, my been, kyk hoe hang hy, hierdie been het nie aangegroei nie, hy is los. Hy groei nie aan nie, hulle het gesê, hulle kan my nie opereer nie, ek is te oud, as hulle die operasie gaan 5 ure vat, ek gaan nooit wakker word nie. Maar ek het nie pyn nie, Natasha bid vir haar, ek wil vir jou sê, die been het aangegroei, God lewe. Amen. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode en hy sit my in die lewe. Dis die God wat ek dien. En talle ander, bene het uitgegroei, het weer reg gekom. Daar was meer as 8 mense wat die Here vanmôre in die diens gesond gemaak het. Dis die God wie se naam ek vereer. Maleagi sê baie duidelik, ons het nie die vrees van God in ons lewens nie. Dis hoekom die banke leeg is. Want as hulle hierdie wonderbare God geken het, sou hulle hier gewees het net om hom te loof en prys. Ek sê jou, geld is nie 'n probleem nie. Hoe kan geld in my lewe, armoede of enigiets 'n probleem wees, as God 'n been aangroei, man? Hoe kan geld in my lewe of enige finansies 'n probleem wees? Sê my! Gehoorsaamheid is beter as offers. En God sê, moenie die onderlinge bijeenkomste nalat nie. Hebreërs sê, dis 'n sonde om dit te doen. Dis 'n sonde. As jy dit nie hier wil doen, is fyn. Moet dan nie weer hier naartoe kom nie. Maar bring mense, moenie alleen eers kom nie, kom met nog mense. Die Here wil ons seën, man. Hoekom vat hy ander mense wat verragtig kom? Ek weet, daai dogtertjie wat laas Sondag hier was, ry van Pretoria af. Sy sê vir haar ma, hulle was daar by julle aan huis, ek
ek moet net by Jesus uitkom. Die vrou van die bloedvloei, as ek net aan die soem van sy kleed kan raak, as ek net aan my God kan raak, dan weet ek, dat die Here maak 'n verskil in my lewe. Ek weet as ek net by Jesus kan kom. Maar ons het nie die vrees vir Jesus nie. Die vrees wat hy soek is nie die vrees van, dis die vrees van, Here, ek het U so lief. Ek kan my hele lewe vir U gees. Liefde is die vrees van God. Dis hoekom Abraham het 'n vrees van God gehad. Dis hoekom ek worry nie eens oor die lotstorie nie. Ek worry nie eens wat julle vanmôre gehoor het by julle kerk nie. Ek wil vir jou sê wat ek gehoor het by die Here. Abraham het so groot vrees en liefde vir God gehad dat hy bereid was om sy eie seun wat die belofte was te bring in 'n houtstapel te sit en hom vas te maak op dieselfde manier as wat Jesus vasgemaak was en bereid was om 'n dolk te vat en om deur sy seun te druk, want so lief het ek God. Ek so gehoorsaam is ek teenoor God dat ek sal dit doen. Ons kan nie by die kerk kom. Ons kom nou aan ons wil. En dat ons pas. Ander verskonings is okay. Die Here bestraf jou as jy net kom omdat jy wil, omdat dit lekker is. Die Here bestraf jou vanaand. En die wat nie is nie, dis verkeerd voor sy oë. Want hy is hier. En hy het 'n afspraak gehad met ander wat nie hier is nie. Is tyd dat ons besef, die liefde van die Here vir ons is so groot, dat hy bereid was om vir my en jou te sterwe. Maar hoe groot liefde het jy vir hom, dat as jy nie eens kan bereid wees om die Here te dien, dag en nag en net jou redelike godsdienst, is om hier te wees wanneer ons, hoe kan enige prediker, enige reeks boodskappe preek en mense leer, as die mense nie opdag, antwoord nie. Want jy leer vandag iets, môre as jy nie hier nie, verloor jy die boodskap. Hoekom is pastoor vanaand so erg? Want ek maak staat op elkeen van julle wat hier is, en die wat nie is. Maak staat daarop dat ons 'n huis is, saam 'n liggaam is, dat ons saam gebou kan word, saam kan opgroei, soos die Bybel sê, in 'n liggaam, een liggaam, God se liggaam, waarvan hy hierdie kop is. Die liggaam is gebreklik. Die Here kom ons haal, en die helfte, meer as die helfte gaan agterbly. En nie een van ons, bitter min van ons worry daaroor. Vanmôre was vir my 'n awesome diens, weet jy, toe ons daar kom, die wêreld is so siek. Die kerkwêreld is so siek, dat die kerk moet stem of die pastoor nog in die kerk mag bly. Rade in 'n kerk! So kom hierdie nie 'n kerkraad het nie, ons het geen rade nie. As die Here vir jou sê om vir my te sê, so spreek die Here, dan vat ek daai woord en ek vat hom na die Here toe en ek maak daai woord. As dit 'n woord is vir myself, my eie. Ek los dit nie, wag en wonder, wanneer gaan die Here nou voorsien nie? Nee, ek maak dit my eie. O yes, as die Here gaan voorsien, dan hardloop ek en ek gaan soek die voorsiening. Soos die voeltjie kos kry, maar dit nie in sy nes gegooi word nie. Van die Here sorg vir hom, gaan hy uit en hy gaan soek dit. Ek wil dit hê, dis myne. Die Here het dit vir my gegee. Hy het 'n woord vir my gegee en ek maak daai woord my eie. Dis hoe profetiese woorde werk. Bekeer julle, hoeveel profetiese woorde het uitgekom in die Bybel vir mense gesê, bekeer julle, doen hierdie, doen daardie, doen hierdie, anders dan gaan dit en dit en dit en dit gebeur. Dan doen hulle dit, dan weer hulle dit af. Nineve, as julle bekeer, gaan ek hierdie stad spaar en God spaar die hele stad. Lot en sy familie hardloop uit Sodom en Gomorra uit, al die goed val uit die hemel uit, vuur en die hele stad word vernietig. En Lot hardloop en hy's bang want hy bid, hy sê, Here, ons gaan vernietig word. En die Here sê vir hy sê, spaar kan ons nie net, spaar vir ons, die Here spaar 'n stad, dat hy en sy kinders gered kan word, gespaar kan word, nie die Bybel. Van die Here het die wat hom lief het, wat hom vrees, met ander woorde, maak onderskeid.
Die wat hom nie gevrees het nie, was verbrand en omgekeer in Sodom en Gomorra. Die wat hom nie gevrees het nie, wat hom nie lief gehad het nie, broer, het verdrink met Noag se vloed. Die wat hom in hierdie tyd nie lief het nie, en wat hom nie vrees nie, gaan met die wegraping agterbly. Gaan agterbly, en jy weet nie wanneer is die wegraping nie, van die dag en die uur ken ons nie, miskien die seisoene. As ons kyk na die dag en die uur wat ons dink, en wat ons ondersoek, dan is daardie dag en uur dalk môre. Dalk is dit vanaand, want hoe weet jy of die kalenders reg was? As hulle die maan moet kyk en dophou wanneer die maan, dis die nuwe jaar, hoe weet jy daai kalenders was reg? Maar God het sy eie kalender. Ek het navorsing gedoen. Baie goed ook, ek kan vir julle 'n prentjie wys. Ek het God se kalender. Ek het God se kalender, nie die Hebreëse kalender nie. En ek wil vir jou sê, die tyd is bitter min. Ek kan dit vir jou bewys. So die Here het vir ons 'n awesome diens gehad vanmorgen. Ek kan nou nog nie oor dit kom, hoe wonderlik God was nie. Hulle wil die pastoor uit sy, toe hulle wil stem, toe staan ek op, ek loop vorentoe. Van my vriend. Ek is nie 'n deel van die gemeente nie, en ek sê vir hulle, julle stem nie nou nie. Die Here sê, julle sal na die diens nie. Dis wat die Here vir my gesê het om te doen. En julle stop die stemming. Ek het die woord van die Here gebring, en die Here het al die mense, almal van hulle genees. Een vrou se knie was vergrys, die gitaarspeler se vrou. Haar knie was vergrys. Sy moet ingaan vir 'n knievervanging. Die Here het haar aangeraak, as sy klaar is, toe loop sy so en maak daarvoor. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Die Here wat ek dien, hy is so wonderbaar. Hy haal my uit die dode, en hy sit my in die lewe. Hy haal my uit die dode, en hy sit my in die lewe. Nie net een nie, talle mense het vanmorgen gesond geword. Almal van hulle. En soos die Here gesê het, and he healed them all, die Bybel sê so. Jy sien, maar die Here het ons lief. En as jy hom vrees, as jy hom lief het, dan doen hy dit terug vir jou. Selfs al dien jy hom nie. Die ou meisiekie wat die Here hier gesond gemaak het wat sy lewe gelei, wil nie oor dit praat, want die Here het al vergewe. Sommer in een oomblik, terwyl hy al gesond maak. Maar hy het nie een keer na verlede gekyk. Hy het nie na een ding gekyk waaroor jy sit in top wat jy verkeerd gedoen nie. Hy het gekyk na die hart en gesê, hier is my kind. Ek gaan haar red en ek gaan haar gesond hou. En sy gaan my eer. En sy eer hom. Sy loop en getuig oor ons was gegaan. Jy sien, die verlore seun kry het maklik. Jy is nie verlore nie. Jy moet het gemaak. Hoe graag wil jy dit hê? Dis die vraag vandag. Hoe staan jou saak met die Here, jou liefde, jou verhouding, met ander woorde, met die Here? Jy sien, liefde is 'n verhouding. Liefde is werk. Jy spel liefde W-E-R-K. Ek werk aan my liefde vir my vrou. Ek werk aan my liefde vir my kinders. Die oomblik as ek voel, hey, jy irriteer my, dit gebeur soms nie. Dan wat doen ek? Jy irriteer my, los my, ek wil jou nie dan. Nee, doen dit nie. Sê, kom hier, weerstaan daai vreeslike gevoel. Sê, Here, dankie vir die dogter, dat U vir my gegee het, sy is amper dood soos haar sussie. Dan U het vir my gegee, sy geskenk van bo. En dat ek daai vreeslike gevoel in my weerstaan, en die liefde is terug in sy wilsbesluit. Die irritasie is weg. Ek wil hierdie weer lees. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek. So die volk moet onder mekaar spreek. Hierdie woorde van God van vanaand is baie ernstig, is nie 'n joke nie.
Het hulle onder mekaar gespreek en die Here het dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Amen.